Goeiemôre geliefdes vir ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend in die huis van die Here. Dit is 'n voorreg om saam met u hier te kan wees in hierdie oggend, om ook saam met u die woord van die Here te kan oordink. Geliefdes, u sal sien hier voor die nagmaalstafel is gedek en ons het die voorreg om vanoggend ook te mag aansit by die tafel van die Here. En in die AP Kerk het ons besluit dat ons het 'n geslote tafel. Daarom slegs belydende lidmate van gereformeerde kerke mag aansit by ons nagmaalstafel. En die kerkraad het dit ook so geag dat ons dit voor die tyd so sê, as u dalk nou nie aansoek gedoen het vanoggend om nagmaal te gebruik by ons nie, maar u is in 'n gereformeerde kerk, u stem saam met die beginsels van die nagmaal dat die brood en die wyn is 'n teken wat wys na die liggaam en die bloed van Christus, maar dat dit ook die waarborg is dat ons seker is dat sy liggaam en bloed vir ons gebreek en gevloei het tot versoening van ons sondes, en u nie onder tug of sensuur in u eie gemeente is nie, u die vrymoedigheid het om daardie nagmaal te gebruik, en u nie iets in die lewe het wat tussen God en u staan nie, dan kan u ook vanoggend saam met ons die nagmaal gebruik. Geliefdes, ons gaan as voorsang saam sing, Gesang 203. Gesang 203 daarvan vers 1 en 2, terwyl ons net so sit, ons hoor die Paasfeesklokke wil lui van vroegdag af. Ons sing Gesang 203 vers 1 en 2, terwyl ons net so sit. Liefdes, ekskuus, ek het vergeet, die praktiese reëlings by die nagmaal is net die kelkies, die binneste sirkel is druiwesap, as u dalk nie wyn wil hê nie, en as u die beker wil gebruik, steek net asseblief vir ons die hand op, dan weet ons om vir die beker te bedien. Geliefdes, ons gaan geleentheid gee vir stilgebed, en na die stilgebed gaan ons saam sing die Onse Vader, Gesang 95, ons gaan dit staande doen, biddend voor die Here in hierdie oggend, as ons ook weer dink aan die Here Jesus wat vir ons uit die dood uit opgestaan het, en die dood en die graf oorwin het. Daarna kan die staande bly vir die fotum en die seëngroet, en dan gaan ons saam sing as loflied Gesang 41. Gesang 41, en ons gaan sing vers 1 en vers 2 as loflied waarna u plekke kan inneem. Geliefdes, kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here. Amen.
Here is koning, laat die volke bewe. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan luister na die wet van die Here, soos wat dit opgeteken is in Eksodus 20, en na die wet gaan ons saam sing Gesang 69. Gesang 69 daarvan vers 1 en vers 3 as skuldbelydenis. Gesang 69 vers 1 en 3. En ons gaan 'n staande saam sing waarna jy staande kan bly vir die genadeverkondiging en die belydenis van geloof. En na die belydenis van geloof gaan ons saam sing Gesang 84. Gesang 84 en ek sal die verse na ons belydenis afkondig. Gesang 69 vers 1 en 3 na die wet en Gesang 84 na die belydenis van ons geloof. Kom ons luister dan nou na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie naaste se huis begeer nie. Jy mag nie naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.
Geliefdes, ons lees van die genade van ons Here Jesus in Johannes 3 vanaf vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Liefdes aan elkeen daarom wat met 'n ware berou en opregte geloof wil toevlug neem tot hul enigste verlosser Jesus Christus, aan hom verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here dat die toorn en straf van God oor hom sal bly, vir solank as wat hy ook in die sonde bly volhard. Geliefdes, ons aanbid 'n genadige God, wat sy seun gestuur het om aan die kruis te sterf. Maar sy seun het ook opgestaan uit die dood uit en die hel en die sonde oorwin. Daarom kan ons geloof bely as geredde kinders van God, en ons doen dit deur die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, kom ons sing saam Gesang 84, daarvan vers 2 en 4. Liefdes, die Here spreek met ons in hierdie oggend uit sy woord uit Matteus 28. Matteus 28 en ons gaan lees vanaf vers 1. Matteus 28, ons lees saam vers 1 tot 10. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, die in die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria
om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom, en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue: moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het, en gaan haastig, sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap en gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met eens te en sê: wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle: moenie vrees nie. Gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan, en daar sal hulle my sien. Geliefdes, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor en dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor die Here in gebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, in hierdie dag word ons weer stil voor U, met harte van dankbaarheid, dat U in hierdie naweek ons weer herinner het dat U seun gestuur het, om aan 'n kruis sy lewe te gee vir ons. Dat U seun gestuur het om die vernedering van mense te beleef, vernedering tot aan die graf. Ja, dat U seun gestuur het om ter helle neer te daal en die oordeel van U op hom te neem. Maar dankie dat ons vandag nie by 'n graf bymekaar kom. Dankie dat ons nie by 'n graf gaan staan om U te aanbid nie. Maar dankie dat ons hier in U huis is, die huis van 'n lewende God. Daarom vra ons, Here, hier in U teenwoordigheid, spreek nou met ons, spreek en maak ons harte ontvanklik, gee dat die diensknegt en die diensmaagd nie net sal hoor wat U sê nie, maar dat ons sal luister en dit sal gaan uitleef. Here, daarom bid ons dit nie in onsself nie. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die Heilige Gees, wat dit so in ons harte ook werk. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, in die aanloop tot Paasnaweek het ons gaan kyk na die weg van vernedering waarlangs Jesus moes stap vir ons as mense. Ons het gekyk hoe hy mens geword het, sy verhoogde posisie in die hemel verlaat het en neergekom het om saam met ons hier op aarde te kom woon, om onder ons te kom woon. Ja, hy moes ons gelyk geword het in alles afgesien van die sonde. En tog, terwyl hy mens geword het, het sy eie mense hom nie aangeneem. Sy eie mense het hom verstoot en dit was vernederend om weggestoot te word en verwerp te word deur sy eie. Sover het die vernedering gegaan dat hy uiteindelik voor die goewerneur van Jerusalem, Pontius Pilatus, verhoor moes word. Onskuldig word hy daar ter dood gevonnis. Hy staan voor die regterstoel van 'n aardse regter, sodat ons nie voor God se regterstoel eendag die oordeel hoef te dra nie.
Hy dra die vonnis van Pilatus om uiteindelik ter helle neer te daal, sodat ek nie hoef nie. Ons het gesien hoe hy gespot is, gespoeg is, geslaan is, en uiteindelik aan die vloekhout vasgespijker is. Tussen hemel en aarde hang die Here Jesus. Verwerpe deur mense, en hy het uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? Hy was verlate ook deur God. En die vernedering het gebou tot die klimaks waar hy uiteindelik in die graf neergelê word. Terwyl hy neergedaal het om die oordeel van God in sy totaliteit op hom te neem. En tog sien ons dat die graf die draaipunt was. Want daar in die graf sien ons hoe hy nie meer net verneder word nie, maar hoe hy begin verhoog word. Hy word in nuwe skoon linne toegedraai. Hy word in 'n ryk man se graf wat uit rots uitgekap is, neergelê. Hy kry nie 'n misdadigersbegrafnis nie. Hy kry die begrafnis van 'n regverdige man. Daarom moet ons besef dat die graf nie die laaste punt van sy bediening is nie. Dis nie die laaste stap wat hy moes doen nie. Want geliefdes, die graf is leeg. En vanoggend dink ons juis weer aan daardie dag waar die vroue na die graf toe kom en die besef wat hulle kry, maar die Here is nie meer daar nie. Die Here het opgestaan. Opstanding Sondag is daarom die eerste tree van Christus se verhoging. Nou word hy nie meer verneder nie, nou word hy opgehef. Dis tog waaroor Paasfees gaan. En vanoggend het ons hierdie verheffing in ons teksgedeelte bewaar, want ons sien dat die vroue is op pad na die graf van Jesus toe. Hulle is op pad om die liggaam van Christus te gaan salf en voor te berei vir die natuurlike prosesse vir die verganing van die liggaam. Hulle moet teruggaan na 'n graf wat toegemaak is. Iets wat hulle nie op 'n goeie Vrydag kon doen nie, want die dag het gebreek, die Sabbat het aangebreek, die oomblik toe die son gesak het, die begrafnis is haastig gedoen. Maar selfs daardie dag, die eerste dag van die week, die eerste dag na die Sabbat, keer hulle terug. Hulle keer terug om aan Jesus die eer te gaan bewys, om hom te gaan voorberei vir hierdie proses wat moet volg. Die eerste dag van die week gaan hulle om hom te verheerlik. Hier vind ons die eerste ding van verhoging, die eerste stap van die verhoging alreeds. Want is die vroue wat daar by die kruis ver weg gestaan het, dis Maria Magdalena en die ander Maria wat toegekyk het hoe Jesus aan die kruis gehang het. Dis Maria Magdalena en die ander Maria wat ver weg gestaan het by die graf toe hy begrawe is. Nou is dit hierdie twee vrouens wat na Jesus toe kom. Hulle beweeg nader om hom te gaan aanbid. Maar op pad daarheen begin hulle te wonder. Hoe sal ons die graf oopkry? Hoe sal ons daardie groot steen voor die graf weg kan rol? Wat hulle nog nie geweet het nie, is dat dit nog 'n groter taak sou wees. Want die Jode is na Pilatus toe om toestemming te vra, om hom 'n wag te vra, om die graf te gaan bewaak, en hulle het die graf gaan seël. En spite daarvan, in geloof dat iets sal gebeur, die graf op 'n manier oopgemaak sal word, beweeg hulle nader na Jesus toe. Hulle gaan na die graf toe om die Here Jesus te gaan aanbid. En daar by die graf gebeur iets besonders. Die aarde begin te bewe. 'n Engel uit die hemel daal neer en hy gaan sit op die steen van die graf. Hy maak die graf oop. Ons lees dat die vroue
bang geword het. Hulle is angsbevange. Die wag wat daar gestaan het geword soos 'n dooie. Hy het gestaan en bewe van dit. Maar geliefdes, die besonderheid daarvan is juis dat dit met 'n aardbewing gebeur. Op die graf, op die kruis, as Jesus sy laaste asem uitblaas, dan bewe die aarde. Dan skeur die rotse. Die voorhangs in die tempel skeur van bo na onder toe, middeldeur, en die grafte gaan oop. Die ontslape heiliges staan op uit die dood uit. Opstanding Sondag bewe die aarde. En die graf van die Allerheiligste gaan oop. En die graf is leeg. Hy is nie meer daar nie. Maar hy is nie net sommer weg nie. Nee, hy het opgestaan uit die dood uit. Die doeke wat daar op die grond lê, is juis die bewys daarvan. Die engel kom, hy bevestig dit. Sy woorde in vers 5 en 6 bevestig die opstanding. Hy sê, moenie vrees nie, want ek weet, julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Die Here Jesus het opgestaan. Die vernederde posisie van die graf kon hom nie bind nie. Die dood kon hom nie bind nie. Die hel kon hom nie bind nie. Hy het opgestaan. Hy het oorwin. En as oorwinnaar leef hy. Geliefdes, kom ons gebruik 'n menslike voorbeeld om so 'n bietjie hieroor te dink. Soms gebeur dit, dan val ons. En dis vernederend. Mense rondom jou lag sommer vir jou as jy daar op die grond lê. En hoe langer jy daar lê, hoe erger word dit. Jy voel naderhand jy wil jou kop in die grond wegsteek oor hierdie vernedering wat jy beleef. En die enigste manier wat jy verby die vernedering kan kom, is om uit daardie vernederde posisie te kom. Jy moet opstaan voor die vernedering stop. Nou dieselfde voorbeeld kan deurgetrek word na Jesus toe. Vir hom om verhoog te word, moet hy eers uit die vernederde posisie te kom. Hy moet eers uit die dood uit opstaan. Die opstanding is die verhoging van Christus. Hy lê nie meer nie. Hy leef. En die verhoging word verder uitgebou deur die Engelse woorde wat sê, soos hy gesê het. Julle hoef nie meer te twyfel oor dit wat hy gesê het nie. Hy is die waarheid. Julle moet net glo. Die geloof wat julle in hom gestel het, is nie te vergeefs nie. Hy het gedoen wat hy gesê het. Hy het die tempel wat afgebreek is, in 3 dae weer opgebou. En geliefdes, die verhoging gaan selfs nog verder hier by die leë graf, want die engel stuur die vrouens dan na die disippels toe. Hy stuur hulle gaan haastig, hulle hardloop na die disippels toe, gevul met vrees, maar ook met groot blydskap, gaan hulle om die boodskap te gaan verkondig, die Here het opgestaan. Hulle hardloop. Maar waarheen hardloop hulle? Op pad na die disippels kry hulle vir Jesus. En hulle kom na hom toe en hulle val by sy voete neer, hulle gryp sy voete aan en hulle gaan bid hom. Die vrouens wat eens weggestaan het, ver weg van Jesus was, kom nou na sy voete toe. Maar dis iets wat deurgetrek word na die disippels toe.
Want Jesus stuur die vrouens, hy sê vir hulle, gaan sê vir my disippels, gaan sê vir my broeders, hulle moet gaan na Galilea. Daar sal hulle my kry, daar sal hulle my sien. Die disippels wat eens ver weg van Jesus gestaan het, dink net aan Getsemane, daar waar Jesus gebid het, die disippels wat gesit en bid het, geslaap het terwyl hulle moes bid, terwyl Jesus weggegaan het, ver weg van hom af. Die disippels wat teruggestaan het toe Jesus gevange geneem is. Petrus wat daar by die vuur by die owerste se paleis gestaan het en gekyk het hoe Jesus veroordeel word en tog hom ontken het. Die disippels wat by die kruis ver weg was. Nou moet hulle na Jesus toe gaan. En Jesus gaan nie na hulle toe nie. Nou hulle is in die bofortrek daar in Jerusalem. Jesus gaan nie na hulle toe nie. Hulle moet na hom toe kom. Hulle moet Galilea toe gaan. Hulle moet agter hom aanloop. Want in Galilea sal hulle hom sien. Beleef u die verhoging wat plaasvind? Die opstanding bring die verheerliking van Christus as die Seun van God mee. Want nou is die mens wat eens ver was, naby aan hom. En ons moet besef, dit was ons. Eens was ons ook ver van hom af gewees. Eens op 'n tyd het ons ook toegesien hoe hy aan 'n kruis vasgeslaan is vir ons sondes. Maar nou moet ons by sy voete gaan lê. Ons moet hom aangryp, ons moet hom aanbid. Ons kan nie meer ver van hom af weg wees nie. Nee, ons moet nou na hom toe hardloop. En ons moet agter hom aan hardloop tot in Galilea. Tot aan die uithoeke van die aarde, want eendag sal ek hom ook sien. En daarom is dit besonder dat ons vandag die opstanding van ons Here Jesus Christus herdenk. Sondag, die eerste dag van die week, ons herdenk nie met die Sabbat nie, ons herdenk die dag van die opstanding, die dag waarop Christus opgehef word. En ons gaan nie na 'n graf toe om hom daar te aanbid nie. Nee, ons kom in die huis van 'n lewende God bymekaar. En vandag as ons die nagmaal gebruik, dan word ons herinner aan die weg van vernedering waardeur Jesus moes stap. Ons word herinner aan die lydensweg tot aan die kruis, maar geliefdes, dit stop nie daar nie. Want die nagmaal herinner ons ook aan die opstanding en die lewe. Dit herinner ons dat Christus oorwin het oor die dood. En dan bid ons dat die Heilige Gees ons ook sal versterk in die geloof deur hierdie nagmaal. Sodat ons as oorwinnaars in hom kan gaan lewe. Mag ons daarom hierdie Paasfees ook terugdink aan die leë graf. Terwyl ons na Jesus toe hardloop en hom volg tot in die ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, hier in die Hemelse Vader, dankie dat U ons vooruit gegaan het. Dat U Seun uit die dood uit opgestaan het, sodat ons hom ook kan volg. Here, gee dat ons ook na hom toe sal hardloop. Sy voete sal aangryp en hom sal aanbid. Here, dat ons hom sal volg tot in Galilea, maar tot in die uithoeke van die aarde ook, en Here, tot wat ons hom eendag van aangesig tot aangesig sal sien. Here, dankie dat ons dit alles kan doen, nie uit onsself uit nie,
maar dat U dit deur die Gees in ons so werk dat ons glo. Glo in die opstanding. Glo in die ewige lewe. Here, dankie dat ons ook nou die voorreg het om by U tafel te mag aansit. Here, gee dat ons nie net sal vashou aan die tekens van brood en wyn, wat wys na die liggaam wat gebreek is en die bloed wat gevloei het nie, maar dat ons ook die waarborg daarin sal sien. Dat so seker as wat ons eet, so seker as wat ons drink, ons weet dat U ook uit die doodheid opgestaan het. Die oorwinning behaal het, sodat ons as oorwinnaars kan leef. Ons bid hierdie dinge nie in onsself nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons gaan nou oor tot die lees van die formulier vir die bediening van die Heilige Nagmaal. Geliefdes in die Here, die Heilige Nagmaal is deur ons Here Jesus self ingestel. Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal is in wese 'n verbondsmaaltyd. Hier word die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens weer bevestig. En as verbondsmaaltyd het dit die volgende betekenisse. Ten eerstens is die nagmaal 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instel daarvan gesê, doen dit tot my gedagtenis. By die gebruik van die brood en die wyn roep die gemeente om die hele lydensweg van Jesus Christus voor die Gees, hoe hy sy lewe gegee het, hoe hy van God verlate was en uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat, sodat ons nooit deur God verlaat sou word nie, en hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het. Ten tweedens is die nagmaal 'n waarborg. So seker as wat hierdie brood voor ons oë gebreek en hierdie beker aan ons gegee word en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, aan sy sterwe en sy opstanding. Hierdeur waarborg hy sy soenverdienste vir ons so volledig asof ons self voor God gestaan het, self die straf vir die sonde gedra het, self daarvoor gesterf en opgestaan het en self ons geregtigheid voor God verwerf het. Christus sê immers, dit is my liggaam en dit is my bloed. Die sekerheid wat hierdie waarborg ons gee, is nie gegrond op ons eie gevoelens of stemmings nie, maar op die tekens uit die hand van die Here. Dit is in die Here self gevestig. Ten derdens is die nagmaal 'n gemeenskapsmaaltyd. In die nagmaal vier ons die gemeenskap met die Here Jesus en met mekaar. Die nagmaal verbind ons met sy dood en help ons om in gemeenskap met hom te lewe. Deur die Heilige Gees is Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Verder word ons deur die Gees ook met mekaar as lede van een liggaam in broederlike liefde verbind. Omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Ten vierdens is die nagmaal ook 'n verwagtingsmaaltyd. Ons verkondig by die nagmaal ook ons toekomsverwagting aan. Ons het in die feesmaal die versekering dat die Here Jesus een met ons is. Tog sien ons as sy bruidskerk ook uit na sy wederkoms. Ons verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy weer kom. In die nagmaal verlang die gemeente as bruid van Christus na die bruilofsmaaltyd van die Lam. Vyftens is die nagmaal 'n vreugdesfees. In die nagmaal spreek die tekens van brood en wyn wel van die lyde en sterwe van Christus. Nogtans staan die nagmaalsviering nie in die teken van rou en droefheid nie. Dit is 'n vreugdesfees. Want die Heiland bevestig hier op besonderse wyse die vrugte van sy lyde, sterwe en opstanding aan sy gemeente. Ten slotte is die nagmaal ook
'n dankbaarheidsmaaltyd. By die gebruik van die tekens dank ons Christus met ons hele wese. Dis ook ons ernstige voorneme om uit dankbaarheid ons lewens opnuut aan God te wy. En ons doen dit met 'n opregte liefde vir hom en ons naaste. Christus het ons beveel om die nagmaal te vier. Wanneer ons dit doen, verseker die Heilige Gees ons van twee uitsonderlike waarhede. Jesus Christus het vir ons sondes gesterf, en in die geloof word ons so met hom verenig, asof ons alles self gelei het, en die skuld voor God en volle betaal het. Verder voed Christus deur die nagmaal ons siele vir die ewige lewe. Aangesien ons begeer om die seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen homself vooraf eerlik sal ondersoek, sodat hy nie 'n oordeel oor homself eet en drink nie. Ons word opgeroep om ernstig na te dink oor alle sondes wat ons met gedagtes, woorde of dade gedoen het. Daar is ook sondes van versuim, waar ons nagelaat het om die wil van die Here te doen. Hierdie selfondersoek moet ons bring tot opregte berou voor die Here. Ons moet opreg glo dat al ons sondes op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat hy alle sondes wat nog teen ons sin in ons oorgebly het, met sy lyde en sterwe bedek het. Ons moet ons ernstig voorneem om voortaan met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys, deur in ware liefde tot hom en ons naaste te lewe. Daar moet by ons 'n ernstige begeerte wees dat die Here ons geloof by hierdie nagmaal sal versterk. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Heilige Gees ons daartoe help. Amen. Geliefdes, terwyl die diakens vir ons die tafel in voorbereiding bring, gaan ons net so sit, dan sing ons saam Psalm 23, die 3de vers. U bring vir my die tafel in gereedheid, my hoof druip olie. Ons sing saam Psalm 23 vers 3. Dit karakter van die nagmaal te behou, kom ons sit net so, dan doen ons saam 'n tafelgebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, U het ons opgeroep om hier by U tafel aan te sit. Here, voed ons nou met die brood van die lewe, as ons dink aan sy liggaam wat gebreek is vir ons. Here, voed ons met die wyn as ons dink aan sy bloed wat gevloei het. Here, dat ons nie aan die tekens sal vashou nie, maar dat ons U daarin sal soek en sal vind. Ons bid dit alles nie in onsself nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam vir ons gebreek is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes.
Geliefdes, die beker van danksegging waarvoor ons Here dank, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink daaruit. Dink daaraan en glo dat sy bloed vir ons vergiet is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Geliefdes, is daar dalk iemand wat oorgeslaan is met die teken van die brood, die wyn in die vorm van die kelkies, iemand wat die beker wou gebruik? Geliefdes, aangesien die Here ons nou gevoed het, kan ons ook sy lof groot maak en ons gaan staan en dit doen in die woorde van Openbaring 1 vers 5 en 6. U kan saam met my staan en dan kan u staan en bly ook vir gebed. Aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, dankie dat U op hierdie dag, die dag wat ons dink aan die opstanding van die Seun, ons ook gevoed het met die tekens. Here, versterk ons geloof hierdeur, dat ons ook sal gaan leef soos oorwinnaars in U. Dat ons daardeur na U toe sal hardloop. U sal aangryp, U sal aanbid, elke dag van ons lewens. Ons bid dit nie in onsself nie, ons bid dit alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, U kan die plekke inneem. As slotsang gaan ons saam sing, gesang 213. Gesang 213, die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan. En ons gaan sing vers 1, 2 en 3.
Ons gaan dit staande doen, waarna u ook staande kan bly vir die seën. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ons gee dan nou geleentheid vir die opneem van die offergawes. Geliefdes, net die volgende afkondigings namens die kerkraad. Ons dink in ons voorbidding aan ons gemeente en al ons lidmate. Dan het ek die voorreg gehad om die naweek so bietjie in van die verskillende gemeentes in ons kerkverband ook te werk en om te gaan. Ek was by Swazies Renik en by Sannieshof gewees die naweek en albei die gemeentes stuur ook vir ons groete en hulle bid ook vir ons die seën van die Here toe. Liefdes, dan volgende Sondag is kerkraad bevestiging van oom Bennett Snyman as ouderling van Wyk 2 en Stefan de Vos as diaken van Wyk 1. Ons bid ook in hierdie week waar hulle groot verantwoordelikheid opneem volgende Sondag, dat die Here ook met hulle sal werk. Dan geliefdes, dink ons in besonder aan Tannie Babs Venter. Sy het so ruk teruggeval en sy was toe dokter toe gewees en sy het 3 ribbietjies gebreek.
en sy het maar baie seer, so dink asseblief aan haar. Dan dink ons aan Tannie Christa van Biljon. Hulle het gister met haar deurgery hospitaal toe, en hulle is besig om toetse te doen. Ons is nog nie seker wat is fout nie, maar dink asseblief in die gebede ook aan haar. Dan oom Koos Kamfer, ons het so ruk terug vir hom voorbidding gedoen. Die been wat geamputeer is, hulle sê die wond het oopgegaan en daar so 'n bietjie infeksie in die wond, maar dit gaan eintlik baie goed. Hy is baie positief en hy stuur net vir die hele gemeente en vir elkeen groete, en hy is baie dankbaar ook vir ons wat saam met hom bid in hierdie tyd. Liefdes, dan baie van ons jong manne het die besluit geneem om nie terug te gaan Amerika toe nie. Ons is dankbaar dat hulle ook meer tyd nou by hulle families kan deurbring, maar daar is wel van ons jong manne wat teruggaan, en daarom dink ons, ek weet Laurens vlieg môre Amerika toe, Laurens Kamfer. Ons dink aan hom en ek weet nog nie van die ander nie. Julle kan my net laat weet, maar bid asseblief ook daar dat hy veilig sal wees. Liefdes, dan huisbesoeke buite normaal, kan u my of die kerkraad kontak. Ons vra dat u asseblief solank ons kerkskiet van die 23ste Mei adverteer. Dit kom nou al hoe nader, en Tannie Elsa vra ook dat u, as u pryse of borge kry, dat u net met haar in kontak sal kom, dat sy dit in haar beplanning kan inwerk. Maar asseblief, ons het borge en pryse nodig, so daar waar jy besigheid doen, vra ook asseblief die mense daarvoor. Dan blomme en tee vir die maand April is week 2. Ons nooi almal uit om saam met ons nou 'n koppie koffie te kom drink en lekker saam te kuier. Dan het die susters ook gevra, hulle soek klere vir die klerebank so voor die winter. So as u nou die kaste regpak en u sien daar is 'n hemp en 'n broek of 'n rok wat u nie meer gaan dra nie, wat nog in mooi goeie toestand is, bring dit asseblief vir die klerebank. En dan, u is welkom, voordat hulle nou die klerebank skoonmaak, gaan kyk asseblief wat daar is. As u iets wil vat asseblief. Enigste reël wat ons het is, as dit nie pas nie, bring dit terug en los ons hangers. Asseblief, los net die hangers. Maar gaan kyk asseblief. En dan verbondsonderrig geen vanoggend nie. Boodskappers vir die maand Maart en April is in die saal beskikbaar. Neem asseblief vir u eksemplaar. Ek weet nou nie wat is die tema van die nuwe boodskapper, ek het hom nog nie in die hand gehad nie. Maar asseblief kry vir u daar ook 'n eksemplaar. En dan geen verjaarsdae, maar huweliksherdenkings. Môre die 6de April is Fanie en Marlies. Ons sê vir julle baie geluk. Ek hoop Fanie het onthou daarvan, maar anders herinner ek jou nou. Mag die Here julle ook in die huwelik nog lank seën. Mag daar vir julle groot vreugde en vrede ook wees. Geliefdes, kom drink saam met ons 'n koppie koffie. Kom kuier lekker saam, en dan hoop ek u 'n geseënde res van hierdie Paasnaweek. En ek wil daarom sê, welkom aan al ons besoekers. Het is lekker om 'n klomp besoekers hier te hê, en ek nooi u spesiaal uit om saam met ons 'n koppie koffie te kom drink, asseblief.